Prys die Here. Die Here is goed. Ek dis vir my interessant, die Here is besig om dinge te doen dwars oor die wêreld. En is daar een ding is wat ek vandag ook kan bid en wat ons kan saam bid voor is Iran. Vir dit wat daar aan die gang is op hierdie stadium. En Vader, ons staan voor U en ons bid vir U koninkryk om te kom in Iran. U wil om te geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Here, dat U iets doen in hierdie dae, wat die wêreld oor verbaas sal staan. Dat U daai hele situasie in Iran sal omdraai. En dat in plaas van 'n bron van duisternis, dit 'n bron van lig sal word. En dat dit 'n plek sal word waar die evangelie vrug sal dra en die koninkryk van God gevestig sal word. En dis waarvoor ons bid in die naam van Jesus. Amen. Vader, ons bid ook dat wanneer ek die woord bedien vanoggend, dat U deur die Gees net U woord 'n realiteit sal maak in ons lewens. En dit wat U op my hart gelê het, Here, dat U, dankie dat U my help, Heilige Gees. Bid dit net in Jesus naam. Amen. Ek het verlede week so 'n bietjie gesels oor Efesiërs 2 vers 21 tot 22. En miskien moet ek net weer dit lees. Want ek moet vir julle sê, dit is vir my daardie 2 versies spesifiek. Die 2 laaste versies van Efesiërs 2. Hy sê, in him the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously. And it continues to rise, to grow, increase into a holy temple in the Lord. A sanctuary, dedicated, consecrated, and sacred to the presence of the Lord. Met ander woorde, dit is waarvoor dit gaan, die teenwoordigheid van God, soos wat daai woord gekom het vanoggend, is hy wat in ons woon. En dit is waarvoor ons bid, is dit die realiteit daarvan, elkeen van ons, dat ons dan sal groei. En dan sê hy, in him and in fellowship with one another, you yourselves also are being built up into this structure with the rest, to form a fixed abode, a dwelling place of God in and by and through the Spirit. En dit is waartoe ons verbind is. Op die einde van die dag, dat ons as 'n gemeente, as individue, maar gesamentlik, that we will be, en eintlik moet ons dit verklaar, we are a dwelling place of God. Nou, in die afgelope tyd, moet ek vir julle sê, vandat Andries van Here nie was, die einde van November, is daar sekere van die dinge wat hy gesê het, in die verlede gesê het, wat ek nie kan wegkom van nie. En ek wil so ver gaan om te vra, wie van julle was by daardie naweek gewees, was die Sondagoggend toe hy bedien het? Wie was hier? Steek net julle hande op. Miskien moet ek sê, wie was nie hier nie? Steek net jou hande op. Ek gaan jou nie raak sien daaroor nie. Maar eintlik wat gebeur het, is, Andries het iets gesê, en ek wil net vir julle verduidelik, hy verduidelik, hy praat van, wat noem hulle dit? Round Table of Prophets. Is dit wat hulle? Prophets of the Round Table, dis wat hulle dit noem. Is ek reg? Net om dat ons sal verstaan wat dit beteken, is dat daar's profete wat mense wat in die land erken word as profete. En wat hulle doen, is hulle kom by mekaar
Partykeer kom hulle letterlik by mekaar, maar hulle sal by mekaar kom en dan begin hulle te deel oor wat die Here vir hulle sê oor die jaar wat voorlê, 2026. En dan sal hulle begin profeteer. Dit wat die Here vir hulle wys en dit wat die Here vir hulle sê. En toe hy hier was, toe het hy vir ons verduidelik, hy het gesê, die vorige jaar, 2025, hulle gee 'n boekie uit, waarin sê die woord van die Here vir 2025. Dit wat dit opgesom word, wat gesê word. Dat daar was die vorige jaar 350 van daai profetiese woorde wat gerealiseer het. En ek weet nie hoeveel daar in totaal was nie. Maar dis 'n baie groot persentasie van die profetiese woord wat gemanifesteer het. En toe het hy gesê dat toe hulle hierdie jaar weer by mekaar kom, of weer dit doen wat hulle doen, toe twee dinge, een van die twee goeders wat uitgestaan het, wat hulle gepraat het, is, hulle het oor Noordwes geprofeteer, en oor Lichtenburg. En ek speel vir julle nou, ons gaan nou 'n klip speel van net 'n minuut, van daai oggend toe hy hier was, wat hy gesê het. Dis net 'n minuut, so ek gaan vir julle vra om te hoor, wat het hy gesê? Hy stuur jou en my, en hy het 'n oproep in hierdie provinsie. Jy weet, deel van die profetiese woord is dat uit Lichtenburg 'n rivier van lig gaan vloei, wat hierdie omgewing en hierdie provinsie aan die brand gaan steek. Dat God 'n rivier begin, en hy begin in die midde van gelowiges. Waar is dan die huis waar die Here se rivier van vloei? Gaan lees in Esegiel, dit vloei van die tempel van God, vloei 'n rivier in die strate waar die nasie verander. En hy word dieper hoe verder hy gaan, want daar waar jy gaan en ek gaan, is die lig van die Here nodig. Hier is die mense gesond, daar is die wêreld stikkend. En het hulle die hoop en die lig van die nasie nodig. En God roep 'n amen en hy sê vir jou en my, hier in Christen Lewe Gemeente, arise and shine. Kom aan, is nou tyd vir julle om te rapporteer as verdienswerk in die koninkryk. Ons is nie net hospitaal nie, ons is ook 'n weermag. Hospitaal nie, ons is ook 'n weermag, dis wat hy sê. So, speel net weer vir my asseblief. Hy stuur jou en my, en hy het 'n oproep in hierdie provinsie. Jy weet, deel van die profetiese woord is dat uit Lichtenburg 'n rivier van lig gaan vloei, wat hierdie omgewing en hierdie provinsie aan die brand gaan steek. Dat God 'n rivier begin, en hy begin in die midde van gelowiges. Waar is dan die huis waar die Here se rivier van vloei? Gaan lees in Esegiel, dit vloei van die tempel van God, vloei 'n rivier in die strate waar die nasie verander. En hy word dieper hoe verder hy gaan, want daar waar jy gaan en ek gaan, is die lig van die Here nodig. Hier is die mense gesond, daar is die wêreld stikkend. En het hulle die hoop en die lig van die nasie nodig. En God roep 'n amen en hy sê vir jou en my, hier in Christen Lewe Gemeente, arise and shine. Kom aan, is nou tyd vir julle om te rapporteer as verdienswerk in die koninkryk. Ons is nie net hospitaal nie, ons is ook 'n weermag. Ek wil vir julle sê, hy het spesifiek gesê, uit Lichtenburg uit, sal daar 'n rivier van lig vloei, wat die omgewing, wat die provinsie en verder sal die brand steek. Nou julle sien, wanneer so 'n woord kom, die een ding wat ons moet verstaan, en ek sê dit altyd, en dit is vir my belangrik, daar's 'n skrif in Amos, wat ek net vir julle wil lees, dat ons kan verstaan, hoe werk dit. In Amos 3 vers 7 sê die woord, hy sê, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.
Met ander woorde, dit wat die Vader doen, dis hoe profesie, that's the way prophetic word works. God makes certain things known. He declares certain things that's going to come. And the reason for that is He reveals it, sodat ons kan gaan en dit vat en sê, okay Here, as hy praat spesifiek van ons, dat ons 'n rol te speel het daarin. En dit is wat belangrik is, dat ek en jy dit sal verstaan. Miskien moet ek net vir julle sê, julle kan dit gerus gaan lees. Ek dink is Daniël 10. Nou, julle ken die hele storie van Daniël. Daniël was in leeukuil en al daai dinge. Maar daar's baie iets wat baie interessant is, wat gebeur het in Daniël, ek dink is Daniël 10 of 9, ek is nie 100% seker nie. Maar Daniël het gegaan, en hy het gegaan en die geskrifte van Jeremia, die profeet, gaan bestudeer. En toe het hy agtergekom, maar daar's 'n profetiese woord wat Jeremia gespreek het en gesê het, wat noem mense die ding, die ballingskap van Israel, die feit dat hulle weggevoer is Babylon toe, tot 70 jaar duur. Dis wat dit staan in Jeremia. Jy dit gaan soek en dit kry. En hy het dit gelees en gesê, maar wag 'n bietjie, dis 'n profetiese woord. En wat doen hy? Hy gaan na die Here en sê, Here, U het gesê 70 jaar. 70 jaar, Here. U het gesê 70 jaar. 70 jaar. Ons moet teruggaan. Met ander woorde, hy het die woord gevat en iets daaromtrent gedoen. Hy het gegaan en dit verklaar en dit gespreek. En dit is wat belangrik is vir my en vir jou, vir almal van ons wat profetiese woord ontvang het. Ek sê dit weer. Jy het nodig om dit te gaan neerskryf. Kry dit. Skryf dit neer. Begin dit te verklaar en te spreek oor jou lewe. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. En so as die feit dat hy Andries dit gesê het ons laat regop sit. Want dis nie die eerste keer wat iemand so iets sê nie. Prophets have come through the years and have prophesied about the future en die toekoms van wat hier gaan gebeur in Lichtenburg en selfs in ons gemeente. En as ek 'n ander profeet hoor dieselfde goed sê, dan begin ek regop sit, dan sê ek, ons het nodig om ag te slaan daarop. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie dinge verstaan. Wanneer 'n profetiese woord is nie, dit werk nie so dat, okay, hier's nou 'n profetiese woord, nou kry ek dit, okay, nou sal ons gaan kyk en nou kan ons kyk en sien wat gaan gebeur. En daarna ruk dan sê ons, nee wat, gebeur niks nie so, dis verby. Nee eintlik, dis daai oud sommer nonsens gepraat. En blyk daarvan dat 'n mens verstaan dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet dit ontvang en dit dan begin verklaar. Ons het 'n profetiese woord ontvang. Waar staan hy? Dan nou in hierdie week, is nou eintlik in hierdie week gewees, 3 jaar gelede. 'n Woord van wat die Here gesê het, increase. En al wat ek vir julle vandag kan sê, die increase het gekom op verskillende maniere. En ek wil nie daarop uitbrei nie. Onder andere finansiëel. Dit het gerealiseer, maar weet julle wat het ek en Linus gedoen? Elke oggend wat ons hier kom, is ons vir 'n tyd saam en dan kom sit ek en sy hierso. Dan verklaar ons en sê ons, Here, U het gesê increase. Oor Christen Lewe Gemeente, increase in the name of Jesus. Increase in the name of Jesus. Increase in the name of Jesus. En ons doen dit nog steeds, want
Een van die dinge wat hy gesê het, there will be an increase of the anointing. Ek sê, Here, that's what we desire above everything else, an increase in the anointing. Want as die salwing kom, dis die salwing wat juke verbreek, dis die salwing van die Heilige Gees, en dit is waaroor dit gaan. Op die einde van die dag gaan dit oor mense. Die Here wil mense bereik, die Here wil mense bedien, wil mense genees, wil mense red. Dis waarvoor ons hier is. Dit is waarvoor ons bestaan, Christen Lewe Gemeente. En dit is wat ons nodig het om te besef. So, daar word aandag gegee en daar gaan ernstig aandag gegee word aan dit wat Andries gesê het. En ons sal dit met die gemeente kommunikeer. En dis baie belangrik om te verstaan. En jy weet, verlede jaar was Dion Hokke hierso. En hy het eintlik gekom en hy het die woord wat hy gehad het en wat hy by ons agtergelaat het. En ons het uitgekom en onsself tot die Here se beskikking gestel. Wagters op die mure. Watchmen on the walls. En al hierdie dinge is dinge wat 'n mens van bewus begin word en wat ons sê ons het nodig om op te staan en dit te word en te wees. Ons is wagters op die mure. En ons het sekere stappe begin neem, maar ek glo ons gaan nog meer stappe neem. So, dit is basies wat ek wil maar net sê, dis wat op hierdie stadium in my gedagtes is. Here, wat is ons verantwoordelikheid? Want dis wat dit doen. Wanneer 'n mens 'n profetiese woord ontvang jy daarmee saam verantwoordelikheid. 'n Verantwoordelikheid oor dit. En ek en jy het nodig om die verantwoordelikheid op te neem. Sê, okay, Here, wat is my rol? Die gemeente speel 'n rol, maar ek het in die gemeente, ek is deel van die gemeente, I'm part of the congregation. What is my responsibility? What is my role that I need to play? Dis waaroor dit gaan. Nou, met dit in gedagte, ek was donderdag so vir 'n rukkie hierso gewees en gebid en op die Here gewag. Klink nou baie, maak nou nie saak nie. Ek wil dit meer en meer doen. Stel dit net so. Maar daar het 'n skrif na my toe gekom. En ek glo die Here het dit na my toe gebring. En hierdie is vir my 'n baie belangrike ding wat ek net kortliks vanoggend met julle wil deel. En dit gaan oor die Heilige Gees. Ek gaan lees uit Handelinge 13 vers 1 tot 4. So as dit op die bord kom, Acts 13 vers 1 to 4. Maar ek gaan dit in die eerste plek in die Afrikaans lees. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer en Manaen, wat saam met die Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. Hulle was 6 mense wat by mekaar was. Vers 2 sê, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Party van die vertaling sê, while they were ministering to the Lord. Ander vertaling sê, en ek dink die Amplified sê dit in vers 2, while they were worshiping the Lord. Met ander woorde, hulle het gevas en they were worshiping the Lord. Hulle was op die Here ingestel en hom aanbid en op hom gewag en luister wat gebeur. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, the Holy Spirit said. En ek wil vandag vir u sê, as ek nou die boek van Handelinge gaan lees, en ek gaan nou so 'n paar ander kruisverwysings sê,
dan dis my oortuiging, die boek van Handelinge hulle praat van Handelinge van die apostels, Handelinge van die apostels. It's actually not the Acts of the Apostles. It's actually the Acts of the Holy Spirit. Want die woord van die Here sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal uitstuur. Ek glo met my hele hart, wat ek daardeur verstaan is, die Heilige Gees is die Here van die oes. Die Heilige Gees het gekom, en hy is besig om die dinge te organise, vir die oes om in te kom. En daarom is dit vir my en vir jou belangrik, want hy sê hierso, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê. Dis my baie interessant, want ons lees in die woord, dat die Heilige Gees sal kom om die Vader te verheerlik, en Jesus te verheerlik, en dis wie die Heilige Gees is, en dis wat hy doen. Ons lees dit in Johannes hoofstuk 16 vers 13 en 14 lees jy dit. So die Heilige Gees vestig nie die aandag op homself nie. Maar hierso sê die woord, die Heilige Gees het gesê, met ander woorde, die Heilige Gees is na hierdie wêreld toe gestuur, soos Jesus gesê het. As hy kom, sal hy julle in die hele waarheid lei. So die Heilige Gees is hier, en dis vir my en vir jou belangrik om te verstaan, dat dis die kerk van Jesus Christus, maar die persoon wat die organizing doen, as ek het so kan sê, is die Heilige Gees. En daarom is dit vir my en vir jou belangrik om te luister wat die Heilige Gees sê. En te doen wat die Heilige Gees sê. Want die Heilige Gees het die hele ding uiteengesit. Hy weet presies wat moet gedoen, wat moet gebeur. So nou luister verder. Sê vers 2. Het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So voor dit was daar woord gegee, 'n profetiese woord oor Saulus en Paulus en Silas, né? Ja, Barnabas. Paulus en Barnabas. Met ander woorde, hulle is geroep. En toe het hulle vir hulle, sê die woord, en toe hulle gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur. Deur die Heilige Gees uitgestuur. Nou, as julle saam met my teruggaan na Handelinge 10 toe, is dit baie interessant om dan op te let. Handelinge 10 vers 4, dis die evangelie wat by die heidene uitkom. As jy vers 4 gaan lees in Handelinge 10, het die engel aan Cornelius verskyn, en sy woorde aan Cornelius was, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoes het voor God in gedagtes gekom, stuur dan nou manne na Joppe, en laat vir Simon haal. En julle weet die hele verhaal, as jy dit gaan lees, het hy hierdie visie gehad, van hierdie klomp diere, en onder andere was daar, wat die Jode aanbetref, onrein diere, van wat God vir hom gewys het, en hy sê, Here, ek kan nie daai goed gaan, ons is nie veronderstel om dit te doen nie. En toe sê die Here vir hom, jy mag nie dit wat ek heilig noem, onheilig noem nie. En hy het nie geweet waaroor dit gaan nie. Maar net die volgende versie. Luister mooi wat sê hy. Ek wil net die regte wy. En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was, wat die gesig toe kon beteken, dis vers 17, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. En hulle roep en vra of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Nou kyk wat gebeur. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat jou soek.
Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. Die Heilige Gees sê ek het hulle gestuur. Gaan saam met hulle. En dis vir my en vir jou is dit belangrik om iets te verstaan. Feit dat die Heilige Gees kommunikeer. En wat ek van bewus geword het, en dis basies wat ek wil sê, dis baie eenvoudig wat ek vir julle wil sê vandag. Ons het nodig om toe te laat dat die Heilige Gees ons lei. Ons het nodig dat die Heilige Gees, dis die ons moet saam met hom beweeg. Want hy weet wat hy wil doen. En daarom is dit vir my en vir jou belangrik om toe te laat dat die Heilige Gees ons lei. As daar iemand moet aangestel word, moet die Heilige Gees sê wie. As daar iets moet gedoen word, moet die Heilige Gees ons lei. Ja, daar is sekere dinge. Wat vir my interessant is, as jy net verder in Handelinge gaan, in Handelinge 16, is dit vir my baie interessant, want dis nou hoe 'n mens begin bewus word van die Heilige Gees. Hier's Paulus en Barnabas, hulle doen wat die Here vir hulle gesê het, hulle is uit en hulle beweeg. En nou lees ons, hy sê in Handelinge hoofstuk 16, vers 2, en hy het toe getuienis gehad van die broeders in Lystra en Iconium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan en En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels gegee is, het hulle vir die ouens gesê. En hulle die land, vers 6, Frigië en Galasië gegaan, en hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. Hulle was uit, hulle was in beweging. Kom die Heilige Gees en sê, nie nou Galasië nie, nie nou Frigië nie. Met ander woorde, wat dit vir my duidelik is die Heilige Gees is in beheer. As jy verder lees daarso, dan gaan hy en sê, en toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Die Heilige Gees het sê, dis nie nou die tyd nie. So het hulle dan Misië verbygegaan en na Troas afgekom. Paulus het 'n gesig in die nag gesien, en daar staan 'n Macedoniër wat hom gesmeek het, en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Dis wie die Heilige Gees. En hy het hierdie droom gehad van Macedonië en hulle het gegaan, en dis die hele storie wat in Filippi gebeur het, hoe dat hulle toe in die tronk beland het, hy en Silas, en op die einde van die dag, julle ken die hele storie. Maar julle sien, al wat ek wil by almal tuisbring, is die belangrikheid van die Heilige Gees in ons lewens. En om te verstaan wie die Heilige Gees is en wat die Heilige Gees doen. Want buiten die feit dat dit die Heilige Gees is wat ons leiding gee en ons lei om sekere dinge te doen of wat ek al, is dit die Heilige Gees wat ons salf om te doen wat moet gedoen word. Die broers en susters, vanoggend, al wat ek wil doen vanoggend, is om net vir almal bewus te maak van, in die eerste plek, van dit wat geprofeteer is. To make us aware of what the Lord has said. Want eintlik wat gebeur het, is verlede jaar, dis 2024, het Andries hier ook in die kerk, toe hy hier was, geprofeteer. En hy het sekere dinge gesê wat my, hoe kan ek sê, my verstand te bowe gegaan het. Het is moeilik om my kop rondom het te kry, van wat hy gesê het, oor dit wat die Here gaan doen. En dis net vir my en vir jou belangrik in hierdie tyd. En as die Here vir jou sekere dinge gesê het, om
te gaan ag te slaan daarop. Want die Here praat met ons. Een van die belangrikste dinge vandag, wat ek wil by julle agterlaat. Die Here praat. Die Here het nog nooit ophou praat nie. Die Heilige Gees wil jou lei. Die Heilige Gees het oplossings vir alles wat jy ooit in jou lewe mag probleme mee kry. Die Heilige Gees het oplossings. En die feit van die saak is, die Heilige Gees wil met jou kommunikeer. As net een versie wat ek nou net na my toe kom, wat ek net vir julle wil lees, en ek het dit in die verlede al hoeveel keer vir julle gelees, en dit is wat Jesus, toe Jesus vir ons gesê, die Heilige Gees sal kom, in sy plek. Vers 13 van Johannes 16, luister hierna. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. As jy nie weet of iets waar is en of nie waar is nie, want daar is soveel stemme wat kom, dan kan jy na die Here toe gaan en sê, Here, wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Ek soek die waarheid. Want die woord sê, die waarheid sal my en jou vry maak. OK, nou sê hy so, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, dis daar staan dit. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis een van die dinge van die Heilige Gees. Ek het in die verlede in die gemeente gesê, if you hang around with the Holy Spirit, he will start talking to you about your future. Dis wie hy is. Die Heilige Gees sal kom en hy sal die toekomstige dinge aan jou bekend maak. En dit is wat die Here begeer. Weet van 'n 13-jarige seun op 'n punt gekom en gesê, Here, wat gaan van my word? Wat van my toekoms? Gegaan en gesê, Here, wat sê jy vir my? Praat die Here met hom. Sê die Here vir hom. En dis wat die Here wil doen. Baie van ons jong mense is op skool, veral ons kinders. Ons kinders wat op hoërskool is en wat nou by 'n punt naby matriek is en wil klaarmaak. En nie seker is van wat hy of sy wil doen nie. Of selfs al weet jy, om te sê, Here, wat sê U vir my? Wat is U gedagte oor my? En ons is al by daai een verby wat ons glo, almal wat so die stem van die Here gaan hoor, gaan die Here om voltyds in die bediening sit. Daar's nie manier nie. Dis maar een aspek. Die Here kan jou roep om 'n boer te wees. Die Here kan jou roep om 'n besigheidsman te wees. Die Here kan jou roep om 'n dokter te wees, om verpleegster te wees. Die Here kan jou roep om wat jou aanbetref eenvoudige ding te doen, eenvoudige werk te doen. Maar die Here het 'n plan daarmee, want die Here wil mense bereik en wil mense, niemand se werk, dit wat die Here, daar is nie een wat minderwaardig is. Dis net 'n kwessie van sê, Here, wat is die plan vir my? Want die Here het mense nodig in sekere plekke wat hy wil gebruik om mense te bereik. Ek wil vandag vir julle sê, een van die verhale wat my regtig diep getref het. Jare gelede het ek die biografie gelees van Paul Yonggi-Cho. Dis 'n Suid-Koreaanse man wat die Here opgerig het en hy het 'n gemeente aan die gang gesit op daai stadium. Ek wou presies daai tye was hy op pad na 1 miljoen gemeentelede.
En hoe die Here hom oor die wêreld gebruik het. Hy is 'n bekende spreker gewees, maar hy was 'n man wat 'n pad met die Here gestap het. Wie hulle weet hom na die Here toe gelei? 'n studente, jong vroutjie, studente dame, wat hom gesoek het in die hospitaal, wat hy besig was om dood te gaan. En daar het sy hom na die Here toe gelei. 'n Student het een van die mees bekende mense in die wêreld na die Here toe gelei. En ek en jy weet nooit die persoon wat ek en jy mee deel en wat ons voorbid om by die Here uit te kom. Jy het nie 'n idee van wat die Here en sy planne is vir daai persoon dalk nie. Jy kan nie weet nie. Maar jy sien, dis waaroor dit gaan. Is om toe te laat dat die Heilige Gees sy weg in ons lewens het. En die belangrikste wat ek weer wil sê is, die Here begeer om met jou te praat. Die Here, die basiese manier is die woord. Ek wil so ver gaan om vir jou te sê, partykeer sê, maar hoe praat die Here deur die woord? Begin net met die woord te lees en sê, Here, dis u woord hierdie, so u gaan met my praat, so ek is reg, wat ook al u wil vir my sê, en ek begin die woord te lees. Die Here gaan met jou praat. Jy gaan agterkom, jy gaan 'n versie op 'n dag lees, en daai ding gaan jou hier tref, en jy gaan weet, maar, wow, dis wat die Heilige Gees doen. Dis waarom ons in die woord moet wees. Dis die basiese manier. Maar dan stel jy wat die Here op ander maniere ook praat, en ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar ek wil julle aanmoedig vandag, is dit 'n tyd is wat ons nodig het om die Here se stem te hoor, en te verstaan wat die Here in sy hart het vir ons as 'n gemeente, en vir jou as 'n individu is dit nou, meer as ooit tevore. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir U dankie sê vir oggend, dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, om hier by ons te wees. Dankie Heilige Gees, vir U bediening. Dankie Heilige Gees, vir U, vir dit wat U hier tot stand gebring het. Dankie vir die genade om te kan verstaan, sekere van die dinge wat U gesê het, om te kan verstaan en dit te doen. Maar ons wil vandag sê, Heilige Gees, meer as ooit tevore, maak ons harte oop, en sê, lei ons Heilige Gees. Want ons wil sien dat dat dit wat die Vader se hart is, en sy begeerte is, en dit wat U bekend gemaak het, Heilige Gees, dat dit tot stand kom in ons midde. Dis waarvoor ons bid, en dis waarvoor ons vra. Ons maak ons harte net oop, en ons verwelkom U Heilige Gees, om met ons te kommunikeer, deur drome, deur profetiese woorde, deur die woord, op watter manier ook al U verkies. Ons maak ons harte net oop. Net daar waar jy sit, as jy, terwyl ons in gebed is, dank van jou, jy kan bid, jy moet dit bid. Maar hier is die gebed. Die Heilige Gees, ek maak vandag my hart oop. Praat met my. Dankie dat U met my praat. Op watter manier U ook al verkies. My hart is oop. Lei my. Praat met my. Dankie Heilige Gees. Ek wil nie sê amen nie, want ek wil nou die gebed bid, as iemand die Here wil aanneem. Terwyl ons gebed is, wil ek net vra, is hier enige iemand vandag, enige iemand,
Want jy het nie die sekerheid dat jy 'n kind van God is nie. Jy het die begeerte om die stem van die Heilige Gees te hoor en te verstaan as die Here met jou kommunikeer. Maar jy weet nie eers of jy seker is dat jy 'n kind van God is nie. Nou dis die eerste stap. Wanneer jy 'n kind van die Here is of 'n kind van God is en Jesus aangeneem het, weergebore is, dan is daar 'n volgende stap wat ons praat van die vervulling met die Heilige Gees. Wanneer jy vervul word met die Heilige Gees. So as jy vanoggend nie sekerheid het dat jy 'n kind van God is nie, maar jy soek daai sekerheid, dan gaan ek nou 'n gebed bid en ek wil jou uitnooi om hierdie gebed agter my aan te bid. Dit is 'n baie eenvoudige gebed, maar dit is 'n gebed vir Jesus om in jou hart te kom woon, as ek dit so kan stel. So hier is die gebed. Bid dit saggies agter my aan. Nie net in jou gedagtes nie, jy sal hoor almal die mense rondom jou bid dit. Hier is die gebed. Sê, Hemelse Vader, vandag staan ek voor U. Ek glo met my hele hart dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag verklaar ek dat Jesus Christus nou my Here is. Dankie Jesus dat U in my hart kom woon het vandag. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, jy vandag daardie gebed vir die eerste keer gebid het, wil ek net vra, steek net jou hand op asseblief. Enige iemand wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, steek net vir my asseblief jou hand op. Enige iemand. OK. Goed. Jy kan maar vir my kyk. Nou kan ons sê amen. Jy saam met my gebid het oor daai gebed, Here, praat met my. Dan gaan die Here dit doen. Amen. So sal dit wees. Is daar enigeen van die profetiese span wat iemand 'n woord het of iets vir iemand? Dankie Pastoor Dawie. Hier sit iemand hierso. Jy het hierdie afgelope feestyd, hierdie afgelope maand, het jy slegte nuus ontvang, het jou hele lewe tot stilstand geruk. Ek wil graag hê as ons vandag het, kom uit, ons wil net vir jou 'n gebed doen. En dan, as ons mooi geluister het, die Here sê baie keer dieselfde ding op verskillende maniere. Hy sê nie vir ons 'n ding is groen baie keer nie. Baie keer sê vir ons 'n ding is groen, ander keer dan sê hy vir ons is 'n mengsel van blou en geel. Dieselfde ding. Die uitleg van Pastoor Linus en dit wat Martie gesê het in die begin, wat Pastoor Dawie gesê het in die begin, is dieselfde ding gewees. Ek ervaar in my hart, die Here sê vanmôre vir ons, ek is wat ek is. Ek is die God van liefde. Ek is die God van herstel. Ek is die God van genesing. Ek is die God van voorsiening. Ons is deur hierdie feestyd en jy sit hier. In hierdie feestyd was jy op 'n haai gewees en toe die 1 Januarie kom. Toe voel dit vir jou, ek is weer terug in die groef waar ek was. Moet asseblief nie vandag by daai deure uitstap. As jy voel dit gaan oor genesing, dit gaan oor voorsiening, dit gaan oor die omstandighede, asseblief nie vandag by daai deur uitstap voor ons nie saam met jou gebid het nie. Kom vorentoe asseblief. Dankie Pastoor Dawie. Ekskuus, ek wil nou net weer terugkom na daai blommetjie toe. Omdat ek vanoggend letterlik daai blommetjie gesien het toe ons aan die bidkamer was. Maar ek het nie regtig verstaan wat beteken dit nie. Want ek het hom gesien uit die grond uitkom, ook net hierdie enkel blommetjie. Hy was toe en toe maak hy oop en toe lyk hy so.
En toe vra ek vir die Heilige Gees, sê net vir my, wat beteken dit dan nou? Is daar 'n dieper punt toe kom nou jy sien, toe besef ek, die Here wil iets sê. En wat ek ervaar dat die Here sê, en ek wil dit profeteer vandag, en ek wil in die Gees dit uitspreek, dat ons gaan die eerste tekens van herlewing begin sien. Dis wat ek ervaar wat die Here vir ons sê. Ons gaan van nou af die eerste tekens van herlewing gaan ons begin sien en begin beleef, en van die profetiese woorde wat al die jare oor hierdie gemeente uitgespreek het, ons gaan die vervulling daarvan begin sien in Jesus naam. Vrede vir julle. Julle kan hier vanaf gaan en as jy behoefte het, kom asseblief vorentoe. Die Here seën julle.